Broers en susters, die hemelvaart van Jesus is een van daardie gereelde erediensonderwerpe waarby ons elke jaar uitkom, soos Kersfees, soos Goeie Vrydag, Jesus se kruisdood wat ons vier, soos Paasondag, Jesus se opstanding, so elke jaar hemelvaart en hemelvaartdiens. Maar ek wonder, desnieteenstaande die feit dat ons elke jaar dit herhaal, wonder ek hoeveel gelowiges weet wat die betekenis van Jesus se hemelvaart is. En ek is seker daarvan dat daar nie baie is nie wat vir my kan sê wat die geestelike betekenis van Jesus se hemelvaart inhou, wat dit beteken. Veral die feit dat Jesus se hemelvaart 'n nuwe era ingelei het. Ons almal gaan deur eras, tydsperke in ons lewe, soos die era van laerskool en die era van hoërskool en die era van ons werk ensovoorts. En so het Jesus se hemelvaart ook 'n heeltemal nuwe era van God ingelei, 'n nuwe fase van sy werk met die mens. Daarom is dit belangrik en daarom stem al wat 'n NG Kerk en al wat 'n Christen gemeente is saam dat ons elke jaar weer preek en terugkom en onsself dit vasmaak wat Jesus se hemelvaart beteken. Veral vir ons hier in 2026. Dis al meer as 2000 jaar sedert Jesus hemel toe is. Maar kom ons begin by die begin. Wat is die hemelvaart? Jesus is hemel toe na sy min of meer 3,5 jaar bediening bedoelende dit wat ons kry in die evangelies, die eerste 4 Bybelboeke van die Nuwe Testament, is Jesus terug hemel toe. Ons vind daai beskrywing in Handelinge 1 en ons lees vanaf vers 9 tot 11. Toe Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle, engele, en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Tot sover. Jesus se hemelvaart, broer en suster, 40 dae plaasgevind, 40 dae na Jesus se kruisdood. En na Jesus se hemelvaart 10 dae daarna vind ons die uitstorting van die Heilige Gees. Met ander woorde, Handelinge 2, die geboorte van die eerste kerk. En die hemelvaart is 'n baie belangrike inhoud oor wat dit beteken. Beide terug in die verlede, dit reflekteer op Jesus se kruisdood, dit reflekteer op die hele Ou Testament era en net so reflekteer Jesus se hemelvaart op die toekoms, die geboorte van die kerk, die begin van die Christendom en die realiteite van al wat 'n Christen is dwars deur die eeue. Dis iets wat gedurig, kom ons sê, in ons lewe aanwesig is, die gevolge daarvan, die impak daarvan. Daarom gaan ons 'n bietjie stil staan vanoggend by daardie onderwerp. Markus 16 vers 19 gee vir ons nog 'n brokkie inligting oor Jesus se hemelvaart. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, sy disippels op daardie stadium, lees ons in Handelinge 2, was daar sowat 120 oor. Jesus het begin met 12, aanvanklik is hulle genoem disippels, disipel beteken volgeling, later is dit verander na apostels. Dis mense wat die Here pertinent aangestel het, maar teen die tyd wat ons uitkom by Jesus se hemelvaart, was daar 120, daardie 12, 11 liewer, en die res was volgelinge wat aangesluit het by die apostels. En dan is hy opgeneem in die hemel, het gaan sit aan die regterhand van God. Hoekom? Hoekom het Jesus gaan sit aan die regterhand van God? Om wat te doen? Oftewel, kom ons draai dit om, wat doen Jesus al sedert sy hemelvaart? Meer as 2000 jaar lank. Wat doen Jesus in die hemel? Wat se werk doen hy? Wat doen hy? Dis 'n baie belangrike vraag, want nou bring dit vir my in die prentjie. En dis hoe dit vir my by Jesus se hemelvaart uitbring. Romeine 8 vers 4 is die eerste antwoord. Wie sal ons veroordeel, skryf Paulus?
Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Daar is hy. Dit is die eerste ding, die eerste taak wat Jesus in die hemel doen, en wat hy gedoen het al vir oor die 2000 jaar. Hy tree vir my en jou in. Bedoelende, hy verdedig ons. By wie? By die Vader. Hoekom? Omdat die Bybel sê in Openbaring 12 vers 10, sê die Bybel vir ons, die duiwel val ons aan. Hy gaan na die Here toe in die hemel en dan beskuldig hy vir my en jou, almal van ons. En dan vertel hy vir die Here, hoe sleg is ek en jy, want dit en daai sonde. En dan kom Jesus tot ons redding, hy verdedig ons. En wat sê Jesus? Die Bybel sê Jesus tree vir ons in deur daarop te wys dat al wat 'n Christen is deur God die Vader as regverdig verklaar. Bedoelende, dis nou baie teologies, maar ek het dit maklik verduidelik, bedoelende as Christen was ek reg om vir die Here te kies. Met ander woorde, die Here sit my een kant, daarom staan al wat 'n Christen bekend is as 'n heilige, nie omdat enigeen van ons heilig is nie, ons is nie naasten by heilig nie, maar omdat ons op sy gesit word vir God se gebruik, as sy kinders, vir sy wil, vir sy plan in ons lewe. En daardeur is ons status, ons posisie by die Here, is die van Christen. So verdedig Jesus ons by die Vader, deur te sê, al sondig alle Christene, hulle klaar vir my gekies. Dis die hele punt. Hulle behoort aan my. Hulle het gekies vir my. Hulle het gekies om te doen wat ek sê die Here. Hulle het gekies, sê Jesus, dat al hierdie Christene hulle lewens oopmaak, sodat ek in hulle lewens kan regeer. Die koninkryk van God is die heerskappy van God. Hoe regeer hy in my lewe? Hy regeer deur sy besluite. Hy regeer deur die omstandighede waarin ek my bevind. Hy regeer deur die werk wat ek het. Kliphard, ons kom dit net nie agter nie. Die Here het 'n plan vir ons, en waar ek is vandag, is deel van sy plan vir my. Hoekom is ek nie in Tabazimbi nie? Hoekom is ek nie 'n onderwyser in Kaapstad nie? En so kan ons aangaan. Hoekom is ek nie 'n ander beroep nie? Hoekom is ek nie met 'n ander man of 'n ander vrou getrou nie? Dis als deel van die Here se heerskappy. Ons dink dit gebeur maar net wat ons sukkel in ons verhouding met die Here, omdat ons hom nie sien nie, kan ons nie sien wat hy doen nie. En as ons nie iemand sien nie, hoe kan ons sien wat hy doen? Want hy is onsigbaar. Ons sukkel al klaar as mense oor dit wat ander mense aan ons doen. Ons het nie altyd 'n verduideliking nie. En al het ons 'n verduideliking, is ons baie keer verkeerd. Lees ons mense verkeerd, want mense is ingewikkeld. Twee persone kan presies dieselfde optree teenoor jou, maar as jy met elkeen van hulle gaan praat, gaan jy agterkom, dis verskillende redes, daar's verskillende motiewe, daar's 'n verskillende mengsel van dit wat daai persoon laat doen, wat hy laat doen teenoor my. So, baie belangrik, Jesus tree vir ons in, dis die eerste antwoord wat ons het, wat betref die gevolg van Jesus se hemelvaart. Dis hoekom hy vir die disippels gesê het, is beter as ek weggaan. Nou kom ons by die tweede rede. Kom ons is terug by Handelinge 1. Vers 11. Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Hier is nog 'n stukkie belangrike inligting, my broers en susters, en wel die feit en die aankondiging en die bevestiging dat Jesus terugkom aarde toe. Hy kom net so terug as hy gegaan het, hy kom terug met die wolke. Nou, die hemelvaart dan het, my broers en susters, 'n einde gemaak aan die eerste hoofstuk. Die eerste hoofstuk van God se verlossingsplan met die mens. Verskoon my. Daardie verlossingsplan het begin by Adam en Eva, wat die Here toe uit die tuin van Eden uitgedryf het, omdat die Here vir hulle gesê het, ek is nie in die teenwoordigheid van sonde nie. En ek het dit al verduidelik baie keer, hoe die Here dan deur 'n volk op die been gebring, Israel, vir hulle in die woestyn ingevat het uit Egipte, en daar vir hulle 'n 613 wette gegee. Gesê, as jy hierdie wette nakom, jy gaan gereeld na die tempel toe, die kerk, met 'n offerande, 'n dier of 'n voël, 'n duif,
om te betaal vir jou sonde, dan gaan jy hemel toe. Dit was die eerste verlossingsplan van die Here. Plan A. En dis die verhaal van die res van die Ou Testament. Wat het mense daarmee gedoen? En wat was die Here se reaksie op wat mense altyd gedoen het? Daar is die Ou Testament in 'n neutedop. Maar dan kom ons by die Nuwe Testament en die Here het dit openbaar aan Paulus. Paulus was 'n man van passie. Hy het gesê al daai 613 wette het ek nagekom. 100% gehoorsaam aan die Here en toe wys die Here vir hom as mens hoe lyk hy. Jou gedagtes, jou hart, daar waar die sondes vandaan kom. En die groot punt wat die Here daardeur wil maak. Wette maak nie van 'n mens noodwendig 'n goeie mens nie. Jy kan al die wette onderhou wat jy moet, baie gehoorsaam wees, maar hier binne in jou, hoe lyk dit hier binne? Hoe lyk jou gedagtes? Hoe lyk jou emosies? Wat gaan die binnekant in jou in? Dis waar ons die meeste sondes genereer. Nie in ons dade nie, maar in ons gedagtes. Toe stuur die Here vir Jesus, hy kom betaal vir ons sondes. Ek hoef nooit weer niemand hier op te daag of by enige kerk met 'n bokkie of 'n rammetjie of 'n duiwie wat geslag moet word om te betaal vir my sondes nie. Dis klaar gedoen. Dis gedaan. Dis plan A. Deel A van plan B as ware. Maar die Heilige Gees kom by en die Bybel sê vir ons Romeine 8 vers 9 as ek reg onthou, as jy nie die Heilige Gees het nie, gaan kyk 'n bietjie die laaste paar Sondae se boodskappe, dan is jy nie 'n kind van God nie. Hoe kry ek die Heilige Gees? Die Bybel sê ek vra net. Ek vra net, dis gratis. En dis die tweede baie belangrike deel. Die Heilige Gees kom sodat God nie net met my en saam met my is soos in die Ou Testament se tyd nie, maar in my, waar hy my gedagtes lees. Sodat die Heilige Gees na God toe kan gaan en presies vir die Here sê, wat gaan in my lewe aan? Watter hulp het ek? Wat pla vir hierdie Christen? Wat kry daardie Christen onder? Waaroor is hierdie Christen bekommer? Wat is dit wat hierdie Christen nodig het? Hoe gaan die Here weet wat ek nodig het? As dit net te oordeel is aan my woorde aan hom in gebed. Ons gebede, my broers en susters, skiet te kort om aan die Here oor te dra wat ek alles nodig het. Daarom sê die Bybel, die Heilige Gees tree vir my in. Hy vertel vir die Here alles van my. Daar is niks wat jy vir die Here kan sê, Here, jy weet nie. Of jy verstaan nie. Hy weet alles, my broer en suster. En dis die tweede deel van die verlossingsplan. Hemelvaart is net tussen die twee. Sluit af die eerste gedeelte, die verlede, die verlossingsplan deur wette, reëls en regulasies. Dit begin of dis net aan die vooraand of loop uit op die Here se tweede of plan B verlossing deur Jesus Christus, deur genade, deur vertroue, deur die Heilige Gees. Dis tussen die twee. Dan die nuwe plan van die Here wat die hemelvaart van Jesus dan moontlik maak. Want Jesus gaan na die hemel toe is, gaan sit hy aan die regterhand van God die Vader en daar het hy begin regeer in die lewens van alle Christene. Dis wat die hemelvaart moontlik gemaak het. Jesus wat in die hemel sit en elke dag oor my lewe regeer. Elke dag sy plan vir my lewe ten uitvoer bring. Partykeer verander dit. Partykeer verander my omstandighede. Partykeer gaan ek deur 'n moeilike tyd. Die Here is agter alles sodat ek hom beter kan leer ken, sodat hy meer 'n realiteit van my word, sodat ek meer op hom kan vertrou, my vertroue in hom versterk. Dit gaan alles oor my verhouding met die Here. Ons word gered uit die Here se genade deur vertroue en dan wanneer ek fokus op vertroue soos ek moet om op die Here te vertrou elke dag, dan maak die Here vir my 'n beter en 'n goeie mens. Maar dis nie my goeie mensheid wat my in die hemel inkry nie. Dis nie dit nie. Dis my vertroue op die Here. Met die uitstorting dan van die Heilige Gees net 10 dae na Jesus se hemelvaart kry ons dan plan B wat ten volle in werking tree. Die era van die kerk, die geboorte van die kerk, die begin die eerste Christene.
Broers en susters, ek sluit af. Jesus is dan kerk toe om te heers is dan hemel toe om te heers oor die kerk op aarde, oor alle Christene se lewens en ook oor elke gemeente. En dit verduidelik dan ook Jesus se opdrag, hoekom hy vir die apostels voor die tyd gesê het, hulle moet dwars deur die wêreld gaan en die boodskap van Jesus versprei en so disippels maak, volgelinge. Hemelvaart, wat beteken dit vir my? Dit beteken dat ek herinner word elke jaar dat die Here is elke dag aktief besig in my lewe. Hy's elke dag besig om te luister, wat is my gebede? Wat bid ek? Wat bid ek nie? Wat wil ek verander hê? Wat's vir my moeilik? Al dit wat vir my maak wie ek is. Al dit wat hier in die stilte van my gedagtes en deur my emosies spoel, wat net ek van weet die Here alles. En hy's altyd besig om aktief daardie omstandighede in daardie ek te beïnvloed deur vir my te help met keuses. Party van ons moet keuses maak binnekort. Die Here help vir my daarin. Die hemelvaart laat vir my weer eens besef, die deur na God toe is oop. Ek kan sê, Here, wat kies ek nou? Wat moet ek hier kies? Wat moet ek daar kies? Ek weet nie wat dit te doen met die toekoms. Dis wat mense se besluite baie keer moeilik maak, dit gaan oor die toekoms. En ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Daarom sê die hemelvaart vir my elke jaar, Jesus is aktief in jou lewe besig. Hy weet alles wat aangaan. Jy kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Hemelvaart herinner ons, Jesus is hemel toe om elke Christen se lewe te regeer. Hy heers oor alle Christene se lewe. Hy verdedig ons in die duiwel se aanvalle op ons. Daarom het Jesus sê, beter as ek weggaan. Deur die Heilige Gees regeer die Here ons lewe elke dag, elke oomblik. Die Heilige Gees kom om vir ons in ons lewe die Here 'n werklikheid te maak, 'n realiteit. Dat ek kan kom by die punt dat ek myself sê, ek weet die Here is in my lewe. Ek weet dit. Dit en dit en dit het vir my oortuig. Die Here weet wat my naam is, hy weet wat my omstandighede is, hy's in my lewe. Dinge mag miskien nie verander soos ek dit wil hê nie, maar die Here is aan die werk. Baie keer werk hy in ons lewe geduld, my broer en suster. Werk in ons lewe vergifnis. Baie dinge wat die Here vir ons help om ons lewe en die gewig van ons lewe ligter te maak, ons lewe meer gelukkig te maak, meer doeltreffend soos die Here wil hê en soos ons kan. Anders as die hemelvaart nie plaasgevind het, die broer en suster, dat alles platgeval. Dan was Jesus net 'n historiese figuur, iemand wat ons van kan lees in die geskiedenisboeke en daar het dit geëindig. Dan was daar nie 'n kerk nie, dan was daar nie 'n Heilige Gees nie, dan was daar nie Christene nie, dan was daar nie Christelike godsdiens nie, geen Christen wees nie, en dan was ons nie vandag hier nie. Maar Jesus is wêreldwyd teenwoordig en het so na die hemelvaart het die Here teenwoordig geword in Christene wêreldwyd. Dis hoekom hy vir die disippels gesê het, as ek gaan, is ek nie net hier in Israel nie, dan is ek wêreldwyd. Dan kan alle mense my ken. Dan kan alle mense my wonderwerke sien in hulle lewens. Wanneer ons wonderwerke nodig het, volgens die Here se wil. Sodat ons hom elkeen persoonlik kan ken, persoonlik kan ervaar. Dat ons nie net van hom lees nie, en nie net van hom hoor vanaf die kansel nie, maar dat ek in my lewe die getuienis het van die Here werk in my lewe. Hy is teenwoordig. Ek sien hoe hy werk. Ek sien wat hy doen. Ek sien wat hy keer, wat kon gebeur het. Ons is almal hier veilig terug. Hoeveel kilometers was ons gemeente se lidmate in die afgelope skoolvakansie nie op die pad nie. Ons is terug, veilig terug, alles gaan goed. Dis die Here wat getrou na ons kyk, my broer en suster. Dis nie maar net om dowe neute nie. Dit gebeur nie maar net omdat slegte goed met ander mense gebeur. Slegte goed gebeur ook met Christene. Partykeer is dit ook deel van die Here se wil vir ons lewens. Jesus wil dat ons hom elke dag ervaar. En die hemelvaart boodskap
moedig ons aan om vir die Here te sê, Here, ek wil hê U moet meer van 'n werklikheid in my lewe word. Ek wil meer sien wat doen U in my lewe. Ek wil meer sien wat ek tot U kan bid, wat ek nie bid nie. Ek wil meer sien wat aanvaar ek maar net in my lewe, wat U nie aanvaar nie, wat U nie wil aanvaar nie. Sodat ons meer en meer kan sien, wat is die Here se wil vir my lewe, die lewe wat hy wil hê. Dat ons sy oplossings kan ervaar van probleme, antwoorde op gebede, dat ons kan ervaar sy beheer in ons lewe wat betref die toekoms. Dat ons kan ervaar die Here se keuses vir my en in my is baie beter as myself. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons so in die begin van hierdie jaar aangemoedig kan word deur U woord wat vir ons altyd bevestig en bemoedig. U is altyd in ons lewens. U is altyd daar, elke dag. Al gaan dinge maar net dieselfde aan, dag na dag na dag. En dinge verander nie jaar in en jaar uit. Is dit juis U plan vir my lewe wat dit so in stand hou, wat dit aan die gang hou, wat vir my gedurig die energie gee om te kan werk, die gesondheid, wat ons en vir my oral bewaar, by die werk, op die pad van ongelukke, van slegte nuus, van gesondheidskrisisse, van soveel dinge wat met ander gebeur, wat met ons nooit gebeur nie. Dat ons so hierdie jaar kan ingaan met daardie wete. Is nie net hemel toe omdat die werk op aarde klaar was nie. Is sien die hemel toe, Here, om vir 2000 en hoeveel jaar al in my lewe, in alle Christene se lewe, is U besig om uit die hemel uit te regeer, deur die werk van die Heilige Gees. Here, ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen.